So ek wil vanoggend, vir die wat my nou nie ken, is regtig nie lank nie, maar ek wil 'n kosbare woord met u deel wat die Here op my hart gelê het, spesifiek vir vandag. En die Here het geweet wie is hier en wat gaan alles gebeur. So ek wil begin sommer met die vraag, weird vraag wat ek jou wil vra. Niemand hoef hard te antwoord. Gaan jy dalk deur 'n moeilike tyd? As jy nou maar self besluit, dink jy dit wat jy op die oomblik in is 'n moeilike tyd, 'n uitdagende tyd, so hou dit nou net so in jou gedagte. Ek het ontdek dat in my lewe vir baie mense in die moeilike tyd is hulle grootste stryd nie noodwendig met die vyand, maar hulle worsteling in hierdie moeilike tyd is baie keer met God self. En dan vra mense geloofsvrae wat hulle wonder oor, waar is God? Ek's nou in hierdie situasie, hy is God, waar is u, Here? Hoekom het u toegelaat dat hierdie nou met my gebeur? En ek het al gesien hoe dat u vir ander help en vir hulle deurkom, maar nie vir my nie. Waarom is ek in hierdie pyn? En ek weet u kan, hoekom help u my dan nie nou nie? My gebed is vandag, is 'n swaar onderwerp, maar die woord gaan ons help en die gees van die Here sal ons help. My gebed is dat die Here, almal wat hier is, wat dalk deur 'n moeilike tyd gaan, uitdagings het, wat dit ook al mag wees, dat die Here regtig deur sy gees sal kom heel maak, sal kom aanraak of net vir jou rustig maak oor dat jy weet wie is in die kajuit, wie stuur. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons het so saam met hierdie wonderlike lofsange van die kinders en hierdie jong mense en ons eie lofsange voor u naam uitgeroep. Daar is geen mooier naam as Jesus nie. En u wat kom troos, u wat kom versterk, u wat kom oprig, u is hier, want u het beloof waar 2 of 3 in die naam vergader, daar sal u wees. Kom seën die woord asseblief vanoggend in Jesus naam. Amen. So, in my afskop wil ek vir jou vra om vandag so 'n bietjie in gedagte te hou, terwyl ek die woord met jou deel, dat Jesus altyd en oral is. Jesus is baie meer as net Matteus, Markus, Lukas, Johannes, die evangelies. Jesus is regtig die hoofkarakter van die hele Bybel, van Genesis tot in Openbaring. Jesus was nog altyd daar. Johannes het dit self vir ons vertel. In Johannes 1, hy sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God self. So, net met hierdie prentjie, hou dit in jou gedagte, dat Jesus eintlik nog altyd daar is. Jesus is nie 'n Nuwe Testamentiese idee nie, hy is die hartklop van die Bybel, van die hele Bybel. So, vandag wil ek vir jou 'n storie deel uit Genesis 32, stories is wonderlik, en hierdie goed wat gebeur het, kom leer ons ook op ons pad, veral as ons dan nou dalk so 'n bietjie deur 'n moeilike tyd gaan. En ons gaan vandag lees en praat oor Jakob. Nou as jou naam Jakob is, moet glad nie jou hand opsteek nie. Maar as jou naam dalk Jakob is, jammer om dit met jou te deel, maar dit beteken bedrieër. Nou as jy nou so op hom kry, dan moet jy net sê wag so 'n bietjie. Jy's dalk eintlik 'n baie nice, goeie ou en dis nie van jou van toepassing nie, maar vir Jakob van die Ou Testament het hy sy naam uitgeleef. Jakob die bedrieër, hy het heeltemal daarin geslaag om sy naam uit te leef. Jakob het sy broer Esau, jy kan die storie dalk onthou, sy eerstgeboortereg het hy by hom gevat. Onthou jy? En Jakob het 'n seën, 'n blessing by sy vader gesteel wat eintlik aan sy broer behoort het. En langs die pad van sy lewe het hy 'n klomp mense bedrieg. So ja, hy gaan nou nie die ou wees wat jy eers gaan aanstel as jou selgroepleier nie. Jy gaan hom so eers 'n bietjie wag met hom. Jakob die bedrieër. Nou, ons is dalk nou nie Jakob nie, maar ek dink in my eie lewe terwyl ek voorberei, dink ek, ja, daar's baie plekke wat ek so 'n bietjie kan vereenselwig, dalk so 'n bietjie kan identifiseer, want ons wil ook die regte goeders doen in die lewe, en as ons weer kon kry, dan het ons alweer iets stupid gedoen, of iets verkeerd gedoen. Ons maak ook foute, ons maak ook seer, ons maak mense seer, ons stel te leer, en baie keer stel ons sommer vir onsself te leer,
En dikwels gebeur dit dat ons maar so 'n bietjie leef met verwyte. Maar die goeie nuus is, as jy nou na Jakob se lewe kyk, al die bedrog, al die bedriegery in sy hart en in sy lewe, het God kom sê, ek is klaar met jou. Dit maak nie saak wat jy gedoen het nie, ek is nog steeds God en ek is daar vir jou. En die goeie nuus is, dieselfde geld vir my en vir jou ook. Maak nie saak wat ons doen, wat ons gedoen het nie, dat God is nie klaar met ons nie. Hy het ons lief, hy wil hierdie pad saam met ons stap, hy wil ons aanraak en hy wil ons lewe nuut maak. So God gee om en hy stel belang om met elkeen van ons. En elke jong mens stel hy belang om 'n verhouding te hê. So Jakob se storie, en ons gaan nou so 'n bietjie in die storie sien, want daar het iets gebeur. Jakob laat sy familie vooruit gaan, en die aand, toe hy hulle nou laat gaan, vooruit stuur, is daar een versie in die Bybel, 'n super frustrerende versie. Ek gaan hom nou lees, want jy gaan niks meer oor dit kry nie. Hier wat hy van Jakob hier sê, is net daai een sinnetjie. Gooi hom vir my op die skerm asseblief, François. Genesis 32 vers 24. Ek het baie vrae hieroor. Lees gou hierdie stukkie saam met my. Jakob het alleen daar agter gebly en 'n man het tot dagbreek toe met hom gestoei. Dis vir my bietjie frustrerend en ek het 'n paar vrae hieroor. Jakob is alleen en 'n man daag op en hy stoei met hom. Van waar het die man gekom? Wie's dit? Wie kom stoei met hom? En ek wil weet hoe dit begin. Ek mens nou twee manne. Was dit nou 'n kwessie van iemand het iemand se skouer geskuur of iemand het verkeerd vir die ander ou gekyk? Was daar 'n argument? Wat het gebeur? Het iemand iets gevat? Maar hier's 'n gestoeiery. Of het hulle eers bietjie kennis gemaak, mekaar sê, how's it, hoe gaan dit? En dan begin die gestoeiery, ek weet nie. Die Bybel sê net hierdie sinnetjie. 'n Man het gekom en daar was 'n gestoeiery vir die hele nag lank. En die geveg het die hele nag aangehou. Ek weet ek is op die rand van 60. En partykeer stoei ek ook so 'n bietjie met die klein kinders. En miskien is dit net ek, maar maksimum 5 minute. 7 minute. Ek kan nie meer nie. Ek wou al vir Rassie stoei, maar hy is bietjie bang vir my. Maar 'n hele nag. Hier's 'n gestoeiery van twee mans en hulle stoei die hele nag met mekaar. Dis baie weird hierdie storie. Tot dagbreek. Ek kan dit nie in my mind eintlik, hoe stoei 'n mens so lank, waar kry jy die energie? Hoe lyk hierdie geveg? Daar's baie vrae. En die storie raak nog meer vreemd. Kom ek lees vir jou verder. Genesis 32, die 25ste versie. En toe die man agtergekom dat hy nie vir Jakob die bedrieger kan wen nie. Toe hy dit agterkom, het die man, nou ons weet nou nog nie wie hy is nie, maar hy is iemand besonders. Terwyl hy met hom stoei, het hy vir Jakob aan die heup geslaan. Ek hou van een Engelse vertaling. Die Engelse vertaling sê, he touched his hip. Hy raak aan hom. Sodat dit uit sy potjie uitspring. En die man het vir Jakob gesê, los my, want die dag breek. Dis die man, die ander man. En is duidelik dat Jakob het vasgeklou. Hy het nie gelos. En hy antwoord, ek sal jou net los, as jy my seën. Vreemd, né? En dat die man nie vir Jakob kon wen nie. En toe gaan die man en hy slaan hom, of hy raak in sy heup, en of soos die Engelse vertaling dan sê, he touched his hip. Dink net. Ek weet hier's 'n paar van my vriende wat heupprobleme het in die gemeente. Is nogal seer, né? Dit maak jou half gestremd. Dit beteken dis amper half as ek het hier in hierdie skool, net vir die jong mense daar agter van die skool, ek het by daai trappe opgehardloop een oggend met my koffie en my Bybel. Ek het teen die muur vasgehardloop, ek was heel nigter, en ek het teen die muur vasgehardloop en my skouer uit sy potjie uitgeval. Dit was seer. Dit is net my skouer. Ek moes hospitaal toe en hulle my daar gaan help. Hierdie man vat aan Jakob, sy heup is uit. En weet jy wat? Heel nag deur gestoei, ek weet nie hoe dit lyk nie, maar hy hou nie op nie. Heup is uit, hy hou nie op nie.
Hy hou aan, hy hou vas, hy klou in die middel van sy pyn, hy hou aan, hy laat nie los nie, hy hou vas, hy kan omtrent nie regop staan nie, maar hy hou aan in hierdie worsteling. Nou, miskien is dit presies waar jy in jou lewe is, op hierdie stadium. Is al in die middel van jou pyn, van 'n lang nag van worsteling. Dit het soms so uit die bloute uitgekom, jy verstaan nie, jy weet nie waar dit vandaan kom, hoe dit begin nie, maar dit hou net aan, en dit hou net aan, en dis pynvol, en jy hou net aan, en jy hou net vas, en dis seer, en intussen raak dit nog erger, want jou heup is uit, en jy kan nie meer nie, jy staan skaars, maar jy laat nie los nie, jy hou net vas. Vers 27 sê, hulle begin met mekaar praat. Nou, die manne sal dit verstaan, baie keer na 'n goeie fight, ek het al 2 gehad, toe ek baie jonk was, daarna kry 'n ou dit nog reg om te sê, okay, so wat is jou naam? En ja, dalk, miskien kan ons vriende word. Hierdie was amper so 'n situasie, die 32, Genesis 32, die 27ste versie, hulle het nou die heel nag gefight, en nou sê hy, goed, laat ek myself voorstel. Toe vra die man, wat is jou naam? En hy antwoord, Jakob. So dis amper asof die man wou hoor dat Jakob sy naam hardop sê. Dis amper, onthou jy wat beteken Jakob? Jakob die bedrieër. Skool, het julle mooi geantwoord? Ja. So dis amper asof hierdie man nie slegte intensies het nie. Sê net gou vir my hardop sê, nie jy nie. Hy praat met hom, hy sê, wat is jou naam? Dan sê hy, ek is 'n bedrieër. Ek is Jakob. Mens kry amper die idee dat hierdie man wou gehad het, dat Jakob moet vrykom van iets. Ek wil dit hoor, sê dit. Hy wou gehad het, hy moes eerlik wees, voordat hy hom seën. Ek gaan u nie laat los voordat jy my seën nie. Okay, maar wat is jou naam? Wie is jy? Sê vir my. En dis 'n groot geestelike beginsel. Eerlikheid voor God, voor mense, kom voor die seën. Om eers te erken, en ek wil jou vandag aanmoedig, ek wil jou aanmoedig om voor die Here en in hierdie lewe, en dis 'n moeilike ding, om eerlik te wees. Eerlik te wees met jou situasie, dit is ek erken dit, ek worstel, ek wil vir God sê, Here, ek sukkel hiermee, ek kry swaar hiermee, dis my probleem, help my, hierdie is vir my stryd, ek is verward, ek is kwaad, druk jouself bietjie so uit jou gemaksone uit, hier is 'n baie groot uitdaging, sê Here, dis wie ek is, my naam is hier gewaai, maar hiermee sukkel ek, hierdie is my worsteling, hierdie is my stryd. Hy wil dit hoor. Erken ietsie wat jy dalk nie wil erken nie. Miskien is dit selfs 'n verslawing of 'n sonde waarmee jy sukkel. Noem dit eerlik voor die Here. Hulle sê as 2 mense of 2 vriende al vir jou gesê het jy het 'n probleem, dan het jy regtig 'n probleem. En dalk is dit tyd om dit voor die Here te noem, eerlik te sê. Die seën van God kom na die eerlikheid. Na die erkenning waarmee ek sukkel. En die oomblik toe Jakob eerlik is, die oomblik toe hy sê, maar dis reg, heel nag lank, ek's moeg, maar ek's 'n bedrieër. Toe verander die man sy naam. Die skrif sê, die 28ste vers, toe sê hy, jy sal nie meer bedrieër Jakob genoem word nie, maar jy sal nou Israel genoem word, want jy het geworstel, sê die skrif, met God en met die mense en het oorwin. As jy worstel met God oor iets, is dit okay, is dit noodsaaklik om eerlik daaroor te wees. En jy vra dalk, jy verstaan nie, waarom het God my nog nie genees nie? Of iemand in my gesin nog nie aangeraak nie. Jy vra dalk, hoekom wag ek steeds? Waarom het God ander mense geseën op hierdie manier en nie vir my nie? En hoekom worstel ek steeds met depressie? Of hoekom is ek steeds vasgevang in angstigheid, in die greep van angstigheid? Here, hoekom hoor jy nie my gebede nie? Waar is U? As jy in jou donkerste nag gaan, as jy in die middel van jou worsteling is, en jy's eerlik daaroor, dan gaan jy jou nie diskwalifiseer nie. Dis juist dit wat jou na God te bring, en wat God kom
om jou te seën. Dis dalk juist dit wat God gebruik om jou vry te maak. Die oomblik wat jy in eerlikheid voor God kom en sê, Here, hier's my issue, hier's my uitdaging, hier's my probleem. Nou, Jakob se lang nag van geveg en worsteling en deurdruk en geveg en worsteling, en dan nou nog sy heup wat uit die pootjie is, alles gebeur en hy kry 'n nuwe naam by die man. En hy sê vir hom, jy's nie nou meer bedrieër nie, maar jy's nou Israel, want jy het met God geworstel. Die 30ste versie sê, toe noem Jakob die plek Peniel. En ons almal ken nou die plek hier naby, maar dis nie dieselfde plek. En die naam, wys my die volgende slide ook asseblief. Die naam beteken letterlik Peniel, aangesig, en daai L is God, so voor die aangesig van God. En dan die res van die vers sê dit, hy sê toe noem Jakob die plek Peniel, want ek het God gesien van aangesig tot aangesig, en tog is my lewe gered. Die hele nag geworstel, gestoei, en hy het nie geweet aan wie hy vashou nie. So volgens die vers, luister nou gou baie mooi, hier is baie diep teologie, volgens die vers, met wie het hy geworstel? Hy het met God geworstel. Die een wat die heup ontwrig het, was God. Die een wat vir hom 'n nuwe naam gegee het, was God. Die een wat hom geseën het, was God, van aangesig tot aangesig. Die hele nag het ek gestoei, en ek het God gesien, Peniel. Nou, sommige dalk hier vandag, jy worstel al vir dae, vir maande, vir jare dalk miskien, en jy wonder, waar is hy? Dis 'n vraag in jou lewe, waar is God? En dit voel of God dalk stil is, of hy ver is, of hy nie by jou is nie, of hy nie bestaan nie. Maar wat daarvan, net soos Jakob, dat jy dalk nie besef wie is by jou nie. Jy's in hierdie stryd gewikkeld. Jy gaan deur hierdie moeilik, en jy besef soos Jakob nie, wie is hier saam met jou. Dalk is dit moeilik om in die worsteling, en dit is moeilik, om te besef dat die een wat hier by jou is God. En moenie hierdie mis nie, want die hele tyd het jy dalk probeer om aan God vas te hou, in jou stryd, in jou worsteling. Maar dalk was dit juist hy, wat aan jou vasgehou het. En soos Jakob het jy dit net nie geweet, dat hy regtig die hele tyd hier by jou is. So, as jy voel jy kan dit nie by mekaar hou nie, dan moet ek jou vertel, God het jou nog nooit gelos nie. Hy's nog altyd daar, hy's soewerein God, hy het ons lief, hy's getrou, hy's altyd daar, hy's by ons, hy's in beheer, hy stap die pad voor ons uit, sy woord is altyd waar, en hy's saam met ons. Onthou jy die 4de man in die vuur in Daniël se storie, saam met Sadrag, Mesach en Abednego. En die woord sê vir ons, dit was iemand wat soos die seun van God gelyk het. Onthou jy nou toe ons begin het ons gepraat van Jesus is nog altyd, né? Van die begin af is Jesus nog altyd daar. Hy begin nie net in Matteus. En hier's 'n 4de man in die vuuroond. En ek is maar baie seker dat dit Jesus was. Vandag se storie, 'n man verskyn uit nêrens en hy worstel 'n nag lank met Jakob. En dis nie 'n droom nie, dis nie 'n visie nie, dis nie 'n gesig nie. Hy kan fisies aan hierdie man vat want hy stoei met hom, hy het 'n liggaam, hy worstel met hom. En dan verklaar Jakob aan die einde daarvan, ek het met God geworstel. Ons is nou in die skool, kan ons gou so 'n bietjie Bybel vasvra hou, net na aanleiding van wat ek nou gesê het. Wie in die skrif word ook beskryf as God in vlees? Begin met 'n J en dit klink soos Jesus. Mooi. God in die vlees, Jesus. So in Jakob se storie wys dit ook vir ons dat Jesus was betrokke. Hy het die hele tyd gedink, hy stoei die hele nag deur. Wat gaan aan? Ons vra al hierdie vrae. In ons eie lewe, ons stoei, ons worstel, ons voel geseënd, maar ons voel ook verward, ons voel geseënd, maar ons voel teleurgestel. Jesus is by jou. Nou, altyd is sy belofte, Jesus is saam met jou
In die worsteling, in jou swaar, in jou vrae is hy die ene wat jou eintlik die hele tyd vashou en nie noodwendig net jy wat aan hom klou nie. Hy aan jou vas, want hy het sê die wêreld so lief gehad, dat hy nie wil hê dat een mens verlore moet gaan nie. Jesus is saam met jou. Jy mag hom dalk nie eens herken nie, maar as jy terugkyk, ek het dit in my lewe gesien, dan dink jy, hy was daar. Hy is nog al die tyd daar. Moenie hierdie mis nie. Genesis 32, die 31ste versie, sê, en die son het opgegaan, net toe hy Peniel verby was, en hy was mank aan sy heup. Die son het opgekom, en die nag van worsteling word 'n oggend van seën. Dis mooi, né? Want baie keer gaan ons almal maar deur 'n nag van worsteling. Maar Jesus aan jou kant, aanhou, uithou, vashou, verander ergens op die pad na 'n oggend van seën. Want hy was maar hy was mank. Geseënd, aangeraak, maar mank. En dis nie hoe ons wil hê die storie moet eindig. In ons eie lewe, ek weet nie van jou nie, maar dit gebeur by my. Ek wil geseënd, aangeraak wees en ek wil gesond wees. Ek wil geseënd wees en ek wil dan na al die omstandighede kyk en die swaar wat ek belewe en die worsteling wat ek gehad het en sê alles is nou gefiks. Alles is reg. Ek wil geseënd wees en dit uitroep en dan wil ek sonder enige skaars en letsels en mank en tekens loop. Maar nie hier nie. Jakob is geseënd, hy's aangeraak deur God, maar hy's mank. Nadat hy met God geworstel het. Wat jy moet hoor, as jy wag dalk met die hoop dat God alles sal fiks en regmaak, jy wag vir die mank en die seer en die letsels en die skade om weg te gaan, en dan gaan jy dit eers 'n seën noem, en dan gaan jy eers erken dat God by jou was, dat hy saam met jou was. Maar wat as die mank juist deel is van God se seën in jou lewe? Wat is daar die letsel, daar die pyn, daar die stryd, daar die worsteling, juist deel is van God se teenwoordigheid saam met jou en sy seën in jou lewe. In my eie lewe het ek dit agtergekom, dit was die moeilikste ervarings, dit was die grootste worstelinge en goed wat ek deurgemaak het, wat ek die meeste gegroei het. Geestelik. Waar daai ego afgebreek is, waar daai eerlikheid na vorentoe gekom het, sê Here, hier is ek. Ek weet nie om hierdie te hanteer nie. Ek kry dit nie reg nie. Net hierdie week het ek 'n klomp uitdagingkies gehad, wat ek regtig, daar's nog nie 'n manual daarvoor. Maar ek kan na hom toe kom en sê, Here, hierdie maak seer. En ek loop nou 'n bietjie mank. Maar elke keer as ek so stap, weet ek, U was daar. U is daar. Elke keer onthou ek. Elke keer as ek my klein dogtertjie optel met haar groot skaar so oor haar brein, dan onthou ek, God was by haar. Dit was hy nog al die tyd. Hy het haar aangeraak. Ek wil jou aanmoedig. Hierdie is 'n baie groot sin en ek is amper klaar met my preek. Moenie 'n moeilike tyd mors nie. Moenie die worsteling en die stryd wat jy deurgaan net verbywens. Ek weet dit klink of ek maklik praat, maar ek doen nie. Want is in daardie tyd wat jy jou Skepper leer ken. Is in daardie gestoei van die hele nag lank, die hele maand lank, die hele jaar lank, wat jy nader en nader aan God beweeg, wat hy jou nader trek en wat jy al hoe meer erken. Maar is hy wat my vashou. Ek het gedog ek klou vas en ek het eers geweet waarom klou ek vas nie, maar hy klou aan my vas. Elke tree. Wat het daardie nag gebeur? Die bedrieër het Jakob geword. Of Jakob die bedrieër het Israel geword. Daar het ek dit nou reg. En vanwaar kom Christus uit Israel? En Christus self, Jesus, die seun van die mens, het self 'n pad van worsteling gestap. Vader, kan hierdie beker by my verbygaan? Daar's die tafels gedek. Kan dit by my verbygaan? Maar nie my wil nie, U wil.
En Jesus stap die pad van marteling, van worsteling. Ons 2 verse wat ek wil lees, net 2. Jesaja 53 vers 7. Hy's mishandel, maar hy het geduldig gebly. Hy het nie gekla nie, soos 'n lam wat na die slagplek toe gelei word. Psalm 22 vers 17. Hulle deurboor my hande en my voete. Jesus gaan deur die worsteling, deur die nag. Is 'n nag van worsteling, 3 dae, 3 nagte. Hy staan op 'n nuwe lewe. Hy oorwin die graf, die hel en die dood. En hy staan op en hy sê, ek lewe, maar kyk die letsels, kyk die mank, dis vir jou, my liggaam het ek vir jou gegee. 'n Mens se hoop in hierdie storie en in ons eie storie, dat dit altyd soos al hierdie kinderstorieetjies is, dat daar ergens 'n sinnetjie is wat net sê, and they lived happily ever after. Maar alles eindig nie altyd presies soos ons dit wil hê nie. Eintlik die meeste van die tyd. Want in baie huise, en in ons gemeente, baie huise, die son nog nie opgekom nie, is maar nog donker nag, is maar nog 'n groot worsteling en 'n stryd. Ek wil jou vandag net kom aanmoedig, weet aan wie jy vashou, weet wie aan jou vashou en jou nie sal laat gaan nie. Al worstel jy, moenie laat gaan nie, al loop jy mank, al is dit seer, al het jy die wonde, al het jy die letsels, al het jy die pyn, en mag dit elke keer 'n getuie wees van God is saam met my. Hy is by my. Hy sal my nie los nie. Ons wonderlike Hemelse Vader. Hou vas aan Jesus, want ons kan nie sonder hom nie. Ek weet nie van jou nie, maar ek kan nie sonder hom. Wil nie, nooit nie. Wil elke tree van hierdie pad saam met hom gee. Wonderlike Hemelse Vader, baie dankie dat U ons ontmoet presies waar ons is, of dit 'n worsteling is, 'n stryd is, 'n groot uitdaging is, 'n siekte is, seer is, kwaad vir onsself. U ontmoet ons, U hou ons vas, Here. En U nooi ons uit om eerlik voor U te staan, eerlik by die tafel te staan, te sê, Here, hier is my probleem. Ek bring dit na U toe, want ek kan dit nie self dra nie. En Here, met die wonde, met die seer, kom seën U ons, deur die prys wat U vir ons betaal het. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Liewe gemeente, bid, daar is 'n klomp mense wat worstel in jou ry. Sit daar iemand wat swaar trek in jou ry. Bid vir mekaar, die liggaam is bedoel om mekaar te dra. Christus het ons die opdrag gegee om vir mekaar lief te wees. En as jy swaar kry en as jy swaar trek, onthou, jy hou vas, maar dis eintlik Christus wat nog die hele tyd ook aan jou vas. Dra daardie limp en daardie letsel met 'n getuie dat God is by jou. En dis my gebed dat ons wonderlike God en Vader saam met U sal gaan. Hy is ons koning, hy is ons soewereine God. En hy het sy seun vir ons gegee en ons het vanoggend deel daarvan gehad. En sy Heilige Gees is met ons elke tree van die pad. Die Here seën U. Amen.